Welkom by Hoogland Huisgeloof. Ons is besig om meer te leer oor Jesus se disippels en ook wat dit beteken om self 'n disipel te wees. Baie dankie aan die Dink Jeugspan wat hierdie wonderlike materiaal aan ons beskikbaar stel deur middel van 'n baie oulike app. En ek wil julle as gesin ook aanmoedig om dit te download van Play Store af. En ek wys vir julle ook graag hoe om dit te doen. Ga na jou Play Store, tik in Dink Jeug, klik op die Dink Jeug Families app en sê install. Daar sal julle 'n verskeidenheid ander Bybelstudieprogramme ook vind wat julle as gesin saam kan doen. Nou die woord disipel beteken leerling. En Jesus het mense gekies en genooi om by hom te kom leer van God en ook oor hoe om 'n kind van God te wees. En Jesus het hulle ook dan weer gestuur om ander mense daarvan te gaan leer. Nou kan julle nog onthou hoeveel disippels daar was. Druk gerus die pause-knoppie en raai 'n bietjie. Nou dalk 'n moeiliker vraag, kan julle enige van hulle name opnoem? Kom ons kyk so 'n bietjie hoeveel van die name wat nou op die skerm verskyn en ek gaan voorlees, julle kan regkry. Ons vind die name van die disippels in onder andere Matteus 10 vers 2 tot 4 en daar staan van Simon of Petrus, Andreas, Jakobus, seun van Zebedeus en sy broer Johannes, Filippus, Bartolomeus, Thomas, Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Taddeus, Simon die Kananeer en Judas natuurlik. Nou verlede week het ons vir Andreas ontmoet en hierdie week gesels ons 'n bietjie oor sy boetie, Simon. Kom ons lees nou van toe Jesus hom geroep het as disipel. En ons lees uit Johannes 1 vers 41 en 42 en Lukas 5 vers 1 tot 11. Julle kan op die paustekentjie klik om vir iemand 'n kans te gee om dit vir julle hardop te lees, of julle kan nou na die animasieprent kyk en so ook saam na hierdie gedeelte luister. Johannes 1 vers 41 en 42. Daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. Hy het hom na Jesus toe gebring. Andreas het vir Simon na Jesus toe gebring. Jesus het stip na hom toe gekyk en gesê, jy is Simon, seun van Johannes, maar jy sal nou Sefas genoem word. En Sefas beteken dieselfde as Petrus. Lukas 5 vers 1 tot 11. Op 'n dag toe Jesus langs die Genesaret meer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare so van die skuit af geleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi jou nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het al klaar die hele nag deur gesoeg sonder om enigiets te vang. Maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeur. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak, dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en almal wat saam met hom was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie. Van nou af
sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Ons lees hier dat toe Jesus vir Simon ontmoet het hy hom op die naam genoem. Nou het jy ook al iemand se naam vergeet. En dan voel 'n mens ons regtig so sleg daaroor. Partymal dan groet ons iemand en hulle sê hulle naam vir ons, en dan 2 sekondes later dan kan ons nie daardie persoon se naam onthou nie. Maar Jesus ken ons name nog voordat ons dit eers vir hom gesê het, en hy vergeet dit nooit nie. Psalm 139 sê mos, ek het jou al geken nog voordat jy gebore is. En in Jesaja 49 vers 16 staan, ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Druk nou die pause-knoppie en gesels oor hoe dit jou laat voel. Toe Jesus hom ontmoet het hy ook sommer vir Simon 'n ander naam gegee. Petrus of Sefas. En dit beteken rots. Nou waarom sou Jesus dit gedoen het? Ons lees van 'n hele paar mense wie se name in die Bybel verander is. Onder andere Abraham het Abraham geword en Sarai het Sarah geword. Saulus het Paulus geword. God het dit gedoen want hy het iets spesifiek in gedagte gehad wat hierdie persoon kan en wat hy graag wou gehad het dat hulle vir hom moet doen. 'n Rol wat hulle gehad het om te vervul, waaraan die betekenis van hulle naam hulle dan sou herinner. En Jesus sê vir Petrus ook in Matteus 16 vers 18 dat hy die rots sou wees waarop Jesus die kerk sou bou. Met ander woorde, Petrus sou 'n groot rol speel in die begin van die kerk. Hierdie naamsverandering sê ook vir ons iets daarvan dat hierdie mense nie meer dieselfde is as voorheen nie. Met ander woorde, hulle kan nie meer dieselfde doen en so lewe soos wat hulle voorheen het nie. En wanneer ons vir Jesus leer ken, dan kan ek en jy ook mos nie meer dieselfde wees nie. Jesus leer ons om anders te lewe. Petrus het nie meer vis gevang nie, maar hy het 'n visser van mense geword. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek het nog nooit 'n naamsverandering ondergaan nie. Ek het dalk 'n ander van gekry of byname van ander mense. Maar ek dink wat so belangrik is uit Petrus se storie is om die volgende te onthou: dat Jesus jou as disipel gekies het en dat hy ook wil hê dat jy iets spesifiek vir hom moet doen. Druk gerus na die pause-knoppie en gesels so 'n bietjie oor wat dit is wat jy dink dit is wat Jesus wil hê dat wat jy as disipel ook vir hom moet doen. In die tweede plek is dit ook so belangrik om te onthou dat as ons vir Jesus leer ken, ons ook anders moet lewe soos wat hy het. Hy leer ons mos om lief te hê eerder as om lelik te praat, te dink of op te tree teenoor ander mense. Hy leer ons dat jy eerder die ander wang moet draai as om terug te klap. Hy leer ons dat ons moet omgee vir die armes en die siekes en nog baie ander dinge. Nou Petrus, hy het dit nie altyd reg gekry nie. Hy was waaghalsig genoeg om op die water te loop na Jesus toe. Maar toe kyk hy na die golwe en hy begin twyfel en skielik sink hy. Petrus het vir Jesus lief gehad. Maar toe hy gevra word of hy een van Jesus se disippels is, toe Jesus gevange geneem is, was hy bang dat dieselfde met hom sou gebeur en dat hy ook doodgemaak sou word. En toe antwoord hy,
Ek ken nie vir Jesus nie. Ek is seker, ek en jy kry dit ook nie altyd reg nie, en ons sal dit ook nie altyd reg kry, om soos 'n disipel van Jesus te lewe nie. Maar, Jesus het vir Petrus weer en weer 'n kans gegee, en hy doen ook so vir jou en vir my. Kom ons bid ook vanaand weer saam die Onse Vader. Ek sal vir ons voorgaan en dan vir julle as gesin geleentheid gee om dit agter my aan te bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek sien baie uit na volgende week waar ons nog 'n disipel van Jesus beter leer ken. Bye!